so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons dank en ons eer U vir die voorreg dat ons U kan aanbid. As ons vanmôre so kykie in die hemel kon gehad het, dan sou ons die troon van God gesien het, en Jesaja 6 sê vir ons dat die serafs en die engele rondom hierdie troon hulle aangesigte en hulle voete bedek, en met 2 vlerke vlieg hulle om die troon en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. Ek dink nie ons as mens verstaan hoe groot en hoe heilig U werklik is nie. As ons net dink aan hoe magtig 'n engelwese is, en wat 'n engelwese in staat is om te doen, en voor die troon van God roep hulle uit, dat hy die heilige is. Hy's absoluut afgesonder van sy skepping in die sin, dat daar geen sonde en ongeregtigheid in hom te vinde is nie. Woorde soos almagtig en alwetend en alomteenwoordig hoort by die God wie ons aanbid. En daarom wil ons ook vanmôre, Here, in ons swakheid, in ons sondigheid en in ons nietigheid buig voor U. En U dank, Vader, dat U dit vir ons moontlik gemaak het om saam met die serafs en engele U te aanbid. Deur Jesus Christus, ons redder en ons meester en ons Heer. Was dit nie vir Christus, U geliefde seun wat na hierdie aarde gekom het om 'n sondelose lewe te leef en 'n volmaakte dood te sterf nie, sou ons nie toegang tot U gehad het nie, en sou ons nie vanmôre kon bekend staan as kinders van God nie. Maar Vader, baie dankie vir Jesus Christus. Dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Gees van die waarheid, wat ons in die hele waarheid sal lei. U Gees is nie daar om ons snaakse dinge te laat doen en die kerk in 'n sirkus te verander nie. Watter belaglikheid, Here, dat kerke vandag van U Gees 'n bespotting maak. En ons pleit, Here, dat daardie manne en vroue en mense tot inkeer sal kom en hulle sal bekeer tot God. Want die Bybel sê vir ons, Here, as ons laster teen U Gees, sal dit ons nie vergewe word nie. En daarom vra ek, Here, dat hierdie mense sal sien die dwaasheid waarmee hulle besig is, want die Gees van God, wat die woord van God geïnspireer het, getuig aangaande Christus die redder, deur die blaaie van die Bybel. En daarom lees ons die woord, daarom oordink ons die woord, daarom luister ons na die prediking van die woord, want die hele skrif is deur God ingegee. En dan sê 2 Timoteus 3:17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Here, baie dankie, dat ons U vanaand of vanmôre kan eer, dat U ons ook deur 'n donker nag gedra het. Here, ons weet nie aldag wat om ons aangaan wanneer ons slaap nie, maar U is die troue bewaarder van Israel wat nie sluimer of slaap nie. U het ons vanmôre op die paaie bewaar en ons veilig hier aangebring. Sommige het ver gery, ander het hier om die draai, Here, wat hulle bly en na die kerk gekom het. Maar dankie dat U ons elkeen reisende genade geskenk het. Ons aanbid U, ons neem nie van selfsprekend aan dat ons hier is nie. Dankie vir elkeen van ons wat goeie gesondheid het om hier te kan wees, en dan wil ons in hierdie oomblik intree vir hulle wat deur baie pyn en stryd en lyding gaan. Here, daar is hoeveel van hulle wat geopereer is die afgelope tyd en moet aansterk by die huis, en Here, in die gesprekke het ons gehoor, daar is baie pyn en ellende wat hulle beleef, en daarom kom bid ons vir hulle. Daar is van hulle wat griep onderlede het en bronchitis en watter siektes ook al, Here, en ons wil vra dat U vir hulle naby U deurboorde sy sal trek en hulle verseker van U liefde, ook in hierdie moeilike tye. En ag, Here, dat hulle anderkant sal uitkom en eer en lof en dank aan U sal bring, as die God van genade, liefde en barmhartigheid. Baie, baie dankie vir hulle wat hier is vanmôre. Here, ek neem nie van selfsprekend aan dat hulle hier is nie. Ek dank U vir U trekkende genade, wat hulle ook na hierdie plek van aanbidding gebring het, en nou bid ek, Here, dat U seën en U vrede ons deel sal wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en ons bid dat dit kragvol vermenigvuldig sal word deur die Heilige Gees se werking in ons midde. Amen. Vriende, baie dankie ook vir die hartlike samesang. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm die 23ste hoofstuk. Ons is tans besig met die Psalms 1 Sondag en dan die belangrike verse vir die kind van die Here, die alternatiewe Sondag. So ons is nou by Psalm 23 en ek gaan 3 boodskappe met u hanteer uit Psalm 23. Glo dit of nie, is een van die kort psalms, maar daar is soveel waarhede hierin en ek wil graag bietjie met u praat oor die gedagte 'n herder uniek
wonderbaar en sonder enige gelyke. Dit gaan ons oorhoofse tema wees, die gedagte van 'n herder uniek, wonderbaar en sonder enige gelyke. So kom ons vertrou die Here ook, dat hy vir ons met wysheid en insig sal seën, dat ons kan verstaan, wat die Here vir ons ook wil leer uit hierdie baie besondere Psalm 23. Die meeste van ons het hierdie Psalm geleer toe ons sulke klein kindertjies was. Mamma en pappa sal vir jou leer en vir jou sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ons het dit gesing in die kerk, daai jare, pragtige woorde, besondere lied ook. En vanmôre gaan ons bietjie kyk na hierdie Psalm en waarom ons kan sê die Here is ons herder en wat presies dit behels en hoe ons dan kan groei in die kennis ook van hierdie waarhede soos opgeteken. U sal onthou die vorige Psalm was Psalm 22. Dit het gehandel oor die kruisiging van die Here Jesus. U onthou ek het vir u gesê hoe die mense soos wilde diere om daardie kruis van Jesus gestaan het en hom uitgejou het en hoe hulle hom gehoon en gesmaad en gespot het en die Bybel sê vir ons hoe hy dan ook gesterf het, hoe hy opgestaan het en hoe die oorwinning geproklameer word, dat hy alleen is die een wat regeer vir tyd en ewigheid. En ons kyk vanmôre bietjie na die gedagte van hy is ons herder en u gaan sien dat hy's nie herder van almal nie. Almal is nie sy kudde nie. En ons gaan vanmôre bietjie daarna kyk en ook hoe hy vir ons sorg. So kom ons lees die baie bekende Psalm 23. Kom ons lees dit asof ons dit die eerste maal lees. En ons vra die Here dat die waarhede in ons harte sal afsak. 'n Psalm van Dawid. Dawid, die koning van Israel, 'n held, 'n krygsman, 'n man na die hart van God, soos die Bybel vir ons leer. Nie 'n volmaakte man nie, maar 'n man wat ware berou oor sonde getoon het. 'n Man wat geweet het daar is vergifnis in die Here Jesus Christus te vinde. Hy altyd hulle offers was 'n heenwyse na Christus. Ons kyk terug na die offer wat reeds gebring het op Golgotha se heuwel. Hy skryf, hy sê die Here, hoofletter H-E-R-E, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou as ek hierdie woorde lees, my beker loop oor, dan dink ek aan die een bordjie wat Ethel daar in die kombuis teen die muur het. Sy sê, ek drink uit my piering, wat my beker loop oor. En dis maar die gedagte wat vir my so hier na vore kom. Ons moet nooit dink dat ons swaar kry as kinders van die Here nie. As u saam met my hierdie Psalm gewerk het, sal u elke keer die woorde gekry het, hy. Hy is die senterpunt van hierdie Psalm. Hy laat my neerlê. Hy lei my, hy verkoop my, en daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk wat hierdie Psalm vir ons werklik beteken. Nou vriende, die teks en oordenking wat ek aan u gaan voorhou, is die eerste vers, 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die tema vanmôre, 'n herder uniek, wonderbaar en sonder enige gelyke. 'n Herder uniek, wonderbaar en sonder enige gelyke. En dit moet ons alreeds opgewonde maak in ons harte, wanneer ons oor hierdie herder gaan praat. Nou in my vorige gemeente waar ek was, 2 voor dit. Ek was in Benau nie die vorige ene, daar was geen skaapboere gewees nie, maar in die gemeente Vredendal waar ek was daar 'n paar ouens wat met skape geboer het, met beeste en verskillende diere, en dit was my so interessant gewees wanneer ek gaan huisbesoek doen daar. Dan het ek soms saam met hierdie manne gery en een van hulle was 'n ouderling by my gewees, Bux, hy het nou al hier kom besoek in die gemeente, ek ken hom nou, en dit is vir my so interessant wanneer ons so met die bakkie ry na die landerye waar die skape dan gewei het, dan stop hy die bakkie daar en dan begin hy roep na die skape. En sy woorde was altyd gewees, kom skapies, nou weet ek, daar was bietjie 'n omkoopgeskenk ook in sy hand gewees, dit was die voer, maar die feit van die saak bly, wanneer hulle sy stem hoor, wanneer hulle die bakkie sien, dan tel daai koppe op, en dan begin hulle hardloop. Dan hardloop hulle na hierdie bakkie toe, en hulle is hier teen jou, hulle stamp teen jou, jy kan aan hulle vat, en dit was vir my so pragtig gewees,
toe ek dit sien en ek dink aan Psalm 23. Want u sien, dit is vir my so mooi as ons hierdie praktiese beeld sien in die praktyk en ons sien hoe 'n skaapboer dan ook lief is vir sy diere en sy diere weet waar hulle versorging vandaan kry. Hoe die Here ook vir ons hierdie gedagte deurgee in Psalm 23, wanneer die Here vir ons kom leer, dat hy die een is wat vir ons daagliks sorg en versorg, soos 'n skaapherder of 'n skaapboer dan sy skape versorg. Nou baie interessant is, dat hierdie Psalm die meeste van die tye waar gelees word. By begrafnisse. Verskoon die Afrikaans, maar is so sad, dat mense altyd hierdie Psalm by begrafnisse lees, terwyl Psalm 23 eintlik gaan oor God se daaglikse versorging vir ons hier en nou, terwyl ons nog lewe. Terwyl ons nog die lewensasem in ons neuse het en ons die vermoë het om aan te gaan elke dag, het ons nodig om te sien dat hierdie Psalm nie 'n begrafnispsalm is nie. Ons kan dit daar lees en as dit iemand se lewenspatroon en wyse was om so op die Here te vertrou, is dit goed om miskien dit ook te lees. Maar ek wil vir u sê, ons het nodig om te sien dat hierdie Psalm se hoofboodskap is om vir my te bemoedig wat vanmôre hier is, om te weet dat ons dan ook 'n herder het. En jy kan miskien vanmôre daar sit en by jouself dink, maar ek hou nie daarvan om iemand my 'n skaap noem nie. Nou, ons weet baie keer mense kan vir jou sê, jy is 'n skaap. Kan jy vir jouself dink nie. Of jy is onnoosel soos 'n skaap. Nou, miskien het die Here ons beter geken as wat ons onsself ken, want ek dink baie van ons is so, en as ek van baie praat, dan praat ek van almal eintlik wat die lewenslig aanskou het. Ons doen baie keer dinge, maar die Here het gekies om sy kinders met skape te vergelyk. En kom ek lees vir u gou wat sê die Bybel in Johannes 10 vers 11. Die Here sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Dit beteken nou nie die skape wat bler nie. Ons praat van die skape wat deel is van die kudde van die Here. Hierdie mense wat gered geword het, vers 15 van Johannes 10. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Weereens praat hy van die kinders van die Here. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. So, as ons Psalm 23 lees, moet ons sien, dis nie 'n unieke Psalm of verwysing na die gedagte waar Dawid dan ook 'n God se versorging vergelyk met die van 'n herder en sy skaapkudde nie. Die Bybel in die Nuwe Testament gebruik Jesus self hierdie voorbeeld. En hy kom maar in Matteus 25:31 en hy gee vir ons hierdie baie belangrike saak deur en hy sê, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. Nou 'n skaap en 'n bok is eintlik twee uiteenlopende diere wat hulle optredes, gebruikes en gewoontes aanbetref, né? Die Bybel sê en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan die regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Pragtig hierdie beeld wat die Here vir ons deurgee. En vriende, wat vir my baie interessant was in my studie hierdie week, is dat 'n skaap nie een van die slimste, tuiste en gehoorsaamste diere is nie. Skape is geneig om weg te dwaal. Hulle is geneig om siek te word en die geringste van siektes tref hulle. Skape stap slaafs agter die ander aan. Hulle is onbekwaam om hulle self te beskerm en te verdedig. En eintlik is hulle maar niks sonder hulle herder of sonder hulle eienaar nie. En ek dink dis die beeld wat die Here vir ons wil kom skep. Ons as mens en ons as kinders van God is so afhanklik van die Here dat ons eintlik vergelyk kan word met 'n skaap en ons is so geneig om af te dwaal. Ons is so geneig om ons eie kop te volg. Ons dink baie keer ons is so slim en eintlik doen ons baie keer die domste dinge wat ons, ek wil amper sê, skaam is om later met ander te deel. En tog kom die Here en hy sê, luister, jy moet skaap wees van my kudde. Jy moet deel wees van my en ek is die herder wat jou sal lei na waters waar rus is.
Nou in Psalm 23, vriende, met hierdie as agtergrond, wil ek vir u so 'n paar van die saamgestelde name van God deurgee, wat in hierdie Psalm na vore kom. En u sal gou agterkom, waaroor die Psalm gaan. Die Psalm gaan oor die Here, wat 'n besondere herder is, vir die skape wat nie so besonders is nie. Partykeer word ons deur prediking en deur sielkunde en deur die wêreldse denke in 'n rigting gelei dat die mens eintlik prominent is. Die meeste kerke wat vandag hulle deure oopgemaak het en wat vandag die prediker toelaat om te preek, sal net hoor hoe goed ons is, hoe wonderlik ons is en dat die Here eintlik vir ons gekom het om ons lewe so gemaklik moontlik te maak. En dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die kanselprediking en die gedagte van die goeie herder gaan oor die persoon van God wat in Christus vir ons in liefde kom aansien het en 'n herder kom gee het wat met geen ander herder vergelyk kan word nie. 'n Goeie herder in die tyd van die Here Jesus was iemand wat vir sy skape gesorg het. En ons sal ook vanmôre sien hoe die Here in besonder vir ons sorg, beter as enige herder vir sy kudde. Nou vriende, een van die saamgestelde name van God, waarmee ons te doen gaan kry, kom hier in Psalm 23 vers 1 na vore. Die woordjie Jehovah Roi. Party spreek hom nou anders te uit, maar ons kan hom ook Roy sê, party mense, maar ons gaan nou nie oor daardie uitspraak armdruk nie. Die gedagte net is, Psalm 23 vers 1 gee vir ons een van God se verbondsname, dat hy die God is, waaraan ook ons goeie herder is. Nou, Jehovah, ons kan ook sê Yahweh, ons kan verskillende name gebruik, is die verbondsnaam van die God van die Bybel, waarmee hy homself aan sy volk en mense geopenbaar het. Daarom sou u gesien het, in Psalm 23 staan daar, die Here is my herder, Here met hoofletters H-E-R-E. Partykeer sal ons die woordjie Here kry met klein lettertjies wat beteken Adonai of meester. Maar hier wil Dawid vir ons kom sê, dat die Here is ons herder. Hy kom sluit 'n verbond met sy kudde. Hy gaan in 'n ooreenkoms met sy kudde en hy sê vir hulle, luister, as ek julle red, sal ek vir julle 'n herder wees, soos geen ander een vir julle herder kan wees nie. Het jy al daaraan gedink dat God met 'n mens 'n verbond sluit? Ons wat dikwels ontrou is in hierdie verbond wat God met ons sluit. En daarom sê die Bybel, alles ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon. Het jy al gedink, as die Here soos een ek was, het jy al gedink daaraan? As hy soos een ek moes optree, wat sou van ons geword het? Maar vanmôre kan ons sê, hy is die God, wat ook herder vir ons is, in en deur sy seun, Jesus Christus. En ons gaan vinnig na 'n paar gedagtes kyk, en ons begin en ons val weg met die eerste saamgestelde verbondsnaam van die Here, wat ons vind in Psalm 23, en dit is die Here is my herder, Jehovah Roi. Jehovah Roi, die Here is my herder. Nou vriende, as ons kyk, dan sien ons, dat Dawid skryf hierdie Psalm, en hy gee hierdie verbondsnaam van God vir ons deur, die een wat ons goeie herder is. Nou Dawid was in sy jong lewe, vriende, ook 'n skaapherder gewees, onthou u? Die meeste kinders onthou dit, want die Bybel leer vir ons dat hy sy pa getrou gedien het in die oppas van hierdie kudde, en nou lees ons op 'n stadium toe hy Goliat tegemoet gaan, en Saul sê vir hom, seun, luister, jy kan nie met hierdie herderstas en met 'n slingervel na hierdie kruisman toe gaan nie. Toe sê Dawid vir Saul, interessant dat hierdie jong seun vir hierdie koning sê, koning, ek verstaan nie waarom jy so bang is nie. Hoor wat sê Dawid in vers 34 van 1 Samuel 17. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En luister, ek wil hê u moet nou hier uit hierdie koue vertrek kom, né? En daar in Palestina omgewing moet u nou daarso tussen die kliprande wees. Is u daar saam met my? Stap u saam? Sien u die kliprande, sien u die skapies bler? Nee. Nou nie soos die jong meisietjie gesê het, toe haar pa vir haar vra, hoe maak 'n bees? Toe sê sy moo. En hoe maak 'n hoender? Kyk. Hoe maak 'n skaap? Tss, tss. Nie so nie, né? OK, dis nou nie die braaivleis wat ons van praat nie. Ons praat van hier is die skape besig om te bler. Hier is Dawid, hoor nou wat gebeur. Dawid sê, terwyl ek my pa se skape oppas, en daar kom 'n leeu. Dawid het geweet hoe lyk 'n leeu, hoor? Dis daai ding wat brul, dat jy bewe.
Dis hierdie leeu, wanneer hy kom, of 'n beer kom, en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra. Luister, dan gaan ek agter hom aan, en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard, en verslaan hom en maak hom dood. Jy moet vir my weer sê, Dawid was 'n softie. Dan wil ek vir jou sê, gaan ek vir jou na hierdie gedeelte vat en vir jou demonstreer en illustreer, dat Dawid nie 'n softie was nie. Hy was 'n held, hy was 'n krygsman, en jy moet tog nie in die woord iets lees wat hier nou nie staan nie. Dawid het 'n leeu en hy het 'n beer aangevat. Waarom? Want hy was 'n man en 'n gesant van God gewees, en hy het met hierdie selfde oortuiging gaan staan voor hierdie man Goliat in die naam van die Here, wie Dawid dan gedien het en wie Dawid liefgehad het. Nou baie interessant is dat Dawid hierdie psalm skryf in sy ou dag. Hierdie psalm is nie geskryf toe Dawid jonk was nie. Hierdie psalm was geskryf toe Dawid al reeds 'n ou man was. En hy het teruggekyk oor die jare hoe die Here vir hom gesorg het, soos hy vir sy vader se skape gesorg het. Hy het hierdie beeld in sy kop gehad van hoe hy hierdie diere beskerm het, en hy het dieselfde gedagte gehad van hoe God hom as koning bewaar het, van sy jong ouderdom af, deur sy middeljare, ten spyte van sy sonde, hom gebring het op ou dag, dat hy nog steeds die Here se beskerming, sy genade, sy liefde en sy versorging ervaar het. Vriende, kom ek wys vir u reg deur die Ou Testament, vind ons hierdie groot waarheid dat die Here sy kinders se herder is. Ek lees vir die daaretjies in Genesis 48 vers 15. Daar staan, en hy het Josef geseën en gesê, wie het vir Josef geseën? Sy pa? Jakob, nee? Ek weet nie gehoor het of daar nie iemand is wat 'n ander naam wil sê nie, maar ek dink jy almal lees die Bybel. OK. Jakob het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seën en mag deur hulle my naam genoem word, en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte. As herder my lewe lank my gelei het. Sê gou vir my, was Jakob een van hierdie getroue, gehoorsame skapies? Wat is Jakob se naam, of waarmee word Jakob se naam geassosieer? Bedrieër. Jakob die bedrieër. Daarom is daar baie min Jakobs wat by die doopvont kom staan. Wat is sy naam? Jakob. Nee, Jakob is 'n naam wat nie baie genoem word vir 'n kind nie. Daar's af en toe 'n kind wat daai naam sal kry omdat sy oupa of sy oeroupa se oupa hom gekry het en mense graag deel van die erfporsie wil hê. Maar die beginsel bly maar net is, die Here het hom nog steeds gelei soos 'n herder sy kudde lei. Ek vat u verder. Psalm 80 vers 2. O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die gerubstroon verskyn in liggaans, begin u 'n beter prentjie kry van hoe hierdie hemelse herder lyk? Die Bybel sê hierdie herder van Israel is die een wat bo die gerubstroon. Hy is nie net nog 'n herder soos 'n gewone skaapherder nie. Hy is die een wat bo die engele is. Bo alle magte en owerhede. Ek wil hom as my herder hê. Ek weet nie van u nie. Hy sorg vir my. Ja, daar kom soms 'n leeu en 'n beer wat onder hierdie kudde wil verstrooi. En dan tree hy vir ons op as die goeie herder om ons deur die situasie te lei. Jesaja 40 vers 11, hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Hierdie vers was vir my 'n paar maande terug tot geweldige troos gewees. Glo my, ek het hierdie vers gelees en ek het myself gedink, hierdie God aan wie ek behoort, hy dra my aan sy bors. Dit is my mooi om te sien as 'n ma 'n kind het, en die kind lê so in sy sis om so, die kalmte, die rustigheid wat daardie kind kry. Hy lei sy lammeroeie saggies. Hy's nie hard nie. Hy's nie ongenaakbaar nie. Soms het hy nodig, die herder, om daardie staf te gebruik om daardie skaap te korrigeer. Maar dis as dit nodig is, want hy's 'n liefdevolle God.
En ek wil hê jy moet die beeld kry tussen die herder op aarde en bo alles die herder wat bo die gerub stroon. Die Nuwe Testament gee vir ons dieselfde gedagte deur. Ek het nou net vir u vanaand gelees, ek lees net weer, Johannes 10:11, ek is die goeie herder, vers 14, ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken, my skape luister na my stem. Vir my so mooi vriende, hy sê in vers 28, ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Hier was vir my 'n baie interessante ding wat na vore gekom het. Het jy opgelet? Dawid sê die Here is my herder. Hy maak dit persoonlik. En ek wil vanmôre vir jou sê, jy wat vanmôre hier sit, jy wat inluister vanmôre, nie almal is deel van die Here se kudde nie. Nie almal is sy skapies en die skape van sy weide nie. Ek wil vanmôre vir jou vra dat jy vir 'n paar oomblikke sal stil word. Ons is nou weg van die opwinding van die leeu en die beer wat verslaan is. En die skape is uit hulle bek geruk. Dawid het hierdie heldedaad verrig. Ons is nou weg daar. Ons is nou hier om vir 'n paar oomblikke te dink. Ons is nou besig om die spieël voor ons te laat opgaan. En jy moet vanmôre daar waar jy sit, vir jouself die vraag afvra. Is die Here my herder? Persoonlik. Ons vra nie, is hy 'n herder nie? Of is hy 'n goeie herder nie? Ons vra, is hy jou herder? Dawid sê die Here is my herder. Daar is nie onsekerheid in sy gedagte en in sy uitspraak nie. Johannes 10:26 sê, Jesus praat met die fariseërs. Hy sê, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. Geen wonder die fariseërs het die Here so gehaat nie, want hy het hulle harte ontbloot. Hy het dieper gekyk as wat mense kan sien. En as die spieël vanmôre voor jou opgaan, vra jouself die vraag af, wat sien mense van my? Wat dink mense van my? Wat weet God van my? Hoor? Wat sien en dink mense van my? En wat weet God van my? Daar wanneer jy die deur toemaak en niemand anders is daar om te luister nie. Hulle kan nie sien nie, hulle kan nie hoor nie. Jy en God weet wie jy vanmôre is. En daarom vra ek jou, is hy jou herder? Kan jy dit met sekerheid sê, die Here is my herder? Johannes 1 vers 11 en 12 leer vir ons 'n groot waarheid. Hy, dit is Christus, het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dan kom vers 13, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Wat dit eenvoudig beteken is, as die Bybel sê nie uit die bloed, met ander woorde, dis nie oorerflik nie. Beteken nie omdat pa kind van die Here was, nou is ek outomaties 'n kind van die Here nie. Dit beteken ook nie uit die vlees, met ander woorde, dis 'n natuurlike soeke in my siel na die Here nie. Dis nie 'n ding wat vleeslik uitgedink of gefabriseer kan word nie. Dis nie uit die wil van 'n man nie, met ander woorde, dis nie iets wat ons een of ander tyd oorbesluit en sê, ja, nou snap ek alles, en nou maak ek die regte keuse nie. Dit gaan oor uit God gebore. Onthou jy wat het Jesus gesê? My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand sal hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek vra jou vanmôre, kan jy sê die Here is my herder, omdat jy 'n geskenk van God die Vader aan die Seun is? En hoe weet jy dit? Was daar in jou lewe 'n tyd, 'n oomblik toe jy jou sonde besef het? Dat jy besef het jy sonder 'n herder? Dat jy besef het die vyand is besig, die ou duiwel, om jou lewe te verwoes en te vernietig? Hoe sonde besig is om jou al hoe stywer vas te trek? En jy het in nood en in wanhoop uitgeroep, Here, red my. En deur daardie uitroep van genade, of om genade, het die Here jou lewe kom verander. Kan jy vanmôre getuig na 'n jaar of 2 of 3 of 10 of 30 dat jy die Here nog getrou dien en lief? Ek het onlangs vir mense gesê, ons kan die Here nie lief hê uit onsself nie. Uit onsself het ons 'n natuurlike haat vir God.
ons te haat vir sy woord en vir sy standaarde, maar deur die wedergeboorte, deur die feit dat hy my herder kom word, gee hy my 'n liefde vir homself, 'n liefde vir sy woord. En daarom kan ek vanmôre sê, die Here is my herder. Hierdie week moes ek vir die Here gesê het, Here, dis u getrouheid wat my 34 jaar staande gehou het. Tye waar ek ook afgedwaal het soos 'n skaap, my eie kop gevolg het. Dankie dat u my teruggetrek het, omdat u my herder is. 'n Herder gaan nie net sy skaapie laat gaan nie. Daarom vra ek jou vanmôre, kan jy sê, die Here is my herder. Die tweede gedagte, ons sien ook hierso in hierdie Psalm, Dawid sê, niks sal my ontbreek nie. Dis Jehovah Jireh. Weereens die uitspraak kan verskil, ek het nou 'n bietjie gaan luister op die internet na wat mense, hoe hulle dit uitspreek, die een spreek dit so uit, en in Suid-Afrika gee ons nie om nie. Want, kom ek gaan nie 'n paar uitsprake gee van ons ministers nie, maar ek gaan nie probeer om hulle te mimiek nie, miskien gaan dit die erediens ontwrig, maar die gedagte is net, die Here sê, niks sal my ontbreek nie. Ek lees vir die Psalm 23:1, dis die tweede saamgestelde verbondsnaam, wat ons van die Here kry in hierdie Psalm. Niks sal my ontbreek nie. As die Here my herder is, kan ek met sekerheid sê, niks sal my ontbreek nie. Nou vriende, baie interessant is in die gebiede, verstoon in die gebiede van Palestina en omgewing was veiding baie skaars gewees. Nou hulle sê as dit gereën het, was die veiding volop, en dis amper soos in Namaqualand, waar ek was vir oor die 9 jaar, wanneer dit gereën het, is die veiding volop, en ek dink daar staan haver op die land, en die skapies vreet, en hulle pense staan so, en dan begin dit droog word. En hoe droër dit word, hoe meer moet die herder die skape lei, na plekke waar daar voedsel is. Skapies drink nie uit 'n stormrivier nie, hulle drink waar stille waters is. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie herder ook een is, wat sy skape lei, sodat niks hulle ontbreek nie. Dat hulle die versorging kry, wat hulle elke dag nodig het. Nou vriende, hierdie Psalm gaan nie, ek wil hê jy moet dit vanmôre hoor, hierdie Psalm gaan nie, oor wat die voorspoedsteoloë ons wil leer nie. Dit gaan nie oor 'n nuwe BMW, wat in my motorhuis gaan staan, wanneer ek net lewe spreek oor dit, my hand gaan lê op dit, en dit gaan salf, omdat die Here vir my alles wil gee, en niks my sal ontbreek nie. Dit gaan nie oor my vakansiehuis wat ek soek, of die bonus, of die gesondheid, of die tydelike verryking nie. Hierdie niks sal my ontbreek nie, gaan in die eerste plek oor die geestelike. Niks sal my geestelik ontbreek nie. Wie kan gou vir my sê, terwyl ek 'n sluk water vat, waar vind ons hierdie woord die eerste keer? Jehovah Jireh, die Here sal voorsien, of niks sal my ontbreek nie. Daar sê, presies net dit. Onthou u, die Here sê vir Abraham, gaan offer jou beloofde seun Isak. Het u gesien wat doen Abraham? Hy druk nie arm met die Here nie, hy onderhandel nie, hy sê nie, Here, dis die verbondskind, en ek wil net vir u sê, u maak nou 'n geweldige fout nie. Ek is 99 jaar oud, ek's 'n ou man, en ag Here, ek glo nie op die einde van die dag, dis 'n goeie idee nie. Die Bybel sê vroeg daardie môre, Abraham was eintlik meer as 99 op daai stadium. Die Bybel sê vroeg daardie oggend, toe maak hy klaar en hy vertrek na die berg Moria. En daar kom hy en hy los sy diensknegte en hy vat die hout, en hy vat die vuur, en hy vat die offer, sy seun Isak. Isak sê vir hom, pa, sê gou vir my, ons het die vuur en ons het die hout. Sê vir my, waar is die lam? Net Abraham en die Here weet wat aangaan, en hy sê vir hom, my seun, die Here sal voorsien. Ek wil hê, jy moet nou saam met my na Moria toe gaan. Is jy daar? Abraham klim die berg, die hout is op sy seun se rug, die fakkel in sy hand, en hy klim daar die berg. En wat nou? Hy bou die altaar en sy seun help hom. En toe daar die altaar klaar gebou is, toe vat hy sy seun. Dit was nie 'n klein seentjie van 3 maande nie. Hy was al groot genoeg om met sy vader te kommunikeer, om te verstaan wat aangaan. En hy bind hom vas en hy lê hom op die altaar neer. Abraham vat die mes.
Hy is bereid om sy seun te slag. En wat gebeur? God roep uit die hemel. Hy sê vir hom, Abraham, nou sien ek dat jy jou seun, jou geliefde seun, nie liewer het as wat jy vir my het nie. Ouers, wil net ietsie vanmôre vir jou sê. Moenie jou kind liewer hê as vir God nie. Moenie jou kind altyd bo God stel nie. Hy het daai kind vir jou gegee. Daarom moet jy die Here jou God lief hê bo alles. En dan volg die res. Het is hartseer dat ons hierdie goed sien. Maar die Bybel leer vir ons, Abraham was bereid gewees om sy seun selfs te slag. Ons weet dit sou nie gebeur het nie, want God het die belofte gegee. Maar God toets sy gehoorsaamheid en ons kyk nou terug en ons sê, ons ken die einde van die verhaal. Maar dink jouself in Abraham se situasie in. Hy het nie die Bybel gelees om te sien wat die einde van die verhaal gaan wees nie. Hy was die rolspeler wat daar sy seun moes gaan offer het. En die Bybel sê vers 13, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een se ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as 'n brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Dis die offer wat gebring was as 'n tipe van Jesus wat vir ons sonde geoffer sal word. Ek wil vir jou sê, as ons sê, niks ontbreek ons nie, die Here sal voorsien in die eerste plek in ons redding. Hy voorsien vir ons 'n lam wat in ons plek sal sterwe. U moet dit nie lig opneem nie. Luister, jy en ek was op pad hel toe. Ons moes vir tyd en ewigheid God se toorn oor ons lewe beleef het. Vir altyd. Ons moes God se wraak beleef het. Nou sê Johannes in Johannes 1:29, die Here sal voorsien. Daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons het vir u verduidelik by ons vers Johannes 3:16 toe ons dit hanteer het, wat hierdie wêreld beteken. Maar die Here het die offer gebring sodat sondaars gered kan word. Daarom sal niks ons ontbreek wanneer dit kom by redding nie. Maar dit gaan ook verder, vriende. Niks sal ons ontbreek op die tydelike gebied nie. Wanneer dit kom by die tydelike dinge, het ons, soos die Engelsman sê, 'n wishlist. Wie van u het 'n wishlist? Nice to haves, né? Dingetjies wat ons vir die Here so probeer sy arm draai vir hom sê, Here, ek wil net vir u sê, hierdie ding sal eintlik goed wees in my lewe. U dink nie op die oomblik so nie, maar ek wil net vir u sê, ek weet. En dan kry jy dit nie, en naderhand is daar 'n gesindheid in jou hart, tot die Here jou bring op 'n plek, dat jy moet buig. Ek onthou as jong polisman, ek het in 'n huis groot geword, ons was 6 kinders, pa en ma, 8. Pa was 'n ambagsman. Ons het nie baie gehad nie. Ek onthou een van die gunsteling disse wanneer die geld min was slappap, wat die bord vol gelê het, en dan is daar so 'n ou puntjie mins in die middel gesit. En dan moet jy hierdie twee meng, om op die einde van die dag vol te word. Maar die Here het voorsien. Die Here het onderneem. Die Here het gegee. En ek het besluit toe ek die dag trou, dat ek nie 'n arm man gaan wees nie. Ek het 3 werke op 'n slag gedoen. Die polisie was my hoofwerk. Dan in my afdae het ek sekere wagstaandienste gedoen. Ek het karre gekoop en verkoop wat ek op die veilings gekoop het. Ek het gewerk, ek het min slaap klaar gekom. En die Here moes my op 'n punt gebring het om vir my te wys dat geld is leeg. Luister wat ek vir jou sê. Luister wat ek vir jou sê. Die meeste, ek sê nie almal nie, maar die meeste mense wat in oorvloed het, is mense wat geestelik gebrekkig is. Dis mense wat met soveel hartseer in hulle lewe sit, gebroke verhoudinge, dinge wat nie reg wil loop nie, want geld kan nie koop wat God, die goeie herder vir jou kan gee nie. Daardeur sê ek nie om iets te hê is verkeerd nie, wat ek net vir jou sê, moenie van dit jou afgod maak nie. Moenie dit wat jy begeer, voor God heeltyd neerlê soos 'n stout kind, en dink hy skuld jou nice to haves nie. Hierdie die Here sal voorsien gaan oor, niks sal my ontbreek wat ek nodig het nie. Matteus sê vir ons, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink, of julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Hoor nou, die lewe is meer
Is die lewe nie meer as die voedsel in die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as die voëls nie? Ek wil jou vra vanmiddag as jy by die huis kom en jy het klaar jou skaapbout geëet met die lekker groentes en die pudding wat jou vrou gemaak het en jy het klaar geslaap en jy staan op terwyl die middagsonnetjie so in die kamer skyn. Gaan buitekant toe en kyk na die voeltjies. En sê vir jouself, is ek nie meer werd as hulle nie. En soos my Vader vir hulle sorg, so sorg hy vir my. Hierdie woorde, Jehovah Jireh, beteken dat die Here sê niks sal my ontbreek wat nodig is vir my lewe nie. Daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, wat na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Ek lees gou vir u wat staan in Psalm 104. Dit was vir my so pragtig gewees. Volg gou saam met my. Psalm 104 sê hy, dis God, laat gras uitspruit vir die diere en plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom. Die jong leeu's brul, om roof en begeer hulle voedsel van God. Ek kan dit nie beter stel nie. Geen mens kan dit beter stel nie. Daai jong leeu is krag. Ons sien hoe daar die jong leeu kan jag. Die Bybel sê as hy brul, is dit eintlik maar 'n geroep na God. Sorg vir my, dat ek vandag iets kan kry om te eet. Ons weet diere kan nie praat nie, die psalmdigter gee vir ons 'n beeld deur, as die jong leeu brul en hy weet, of ons weet dat God voorsien vir daardie dier, hoeveel te meer sal hy nie vir ons voorsien nie. Vers 25, daar is die see, groot aan al kante toe, wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Vers 27, let op wat staan hier. Hoeveel vis is in die see? Ek dink amper soveel soos verbode migrant in Suid-Afrika, né? Miskien bietjie meer. Maar die gedagte, hulle almal wag op u, dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Vers 28, u gee dit aan hulle, hulle tel dit op, u maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil 'n psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Die kos in jou yskas, daar in die oond vandag, op die stoofplaat, is nie iets wat jy deur jou goedheid of deur jou vernuf verkry het nie. Die Here gee jou wysheid, genade, verstand om te kan werk. Dan voorsien hy in geld, finansies om te kan koop, sodat jy hom kan aanbid en vir hom kan sê, Here, dankie dat niks my sal ontbreek nie. Nog 2 verse en dan kom ons by die laaste gedagte uit. Filippense 4:19-20 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onsse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. So hy voorsien vir ons in 'n lam. Daar sal nooit 'n offer ontbreek vir ons sonde nie, want die Here Jesus Christus is eenmalige offer, om dan ook versoening te doen vir elkeen wat in geloof na hom toe kom. Hy sal voorsien in ons tydelike behoefte, maar hoor gou ook. Hy voorsien geestelik sodat ons tot die einde toe getrou sal bly. Luister, God sal voorsien dat jy en ek tot die einde toe getrou bly. Nou dink jy by jouself, ontrou raak, wat dan? Wat gaan God dan doen? As jy sy kind is, gaan hy jou tig. Want 'n vader wat lief is vir sy kinders word getig. 'n herder wat 'n skaap kry wat afdwaal, moet baie keer sy staf gebruik om hierdie skaap terug te trek. As God jou gered het, sal God jou in stand hou tot die dag dat jy hom sal sien soos hy is. Dis wat die getroue herder vir ons beloof. Daarom het Christus gekom. Judas vers 24 en 25 sê, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Hierdie God is die God wat voorsien. Hy is die goeie herder,
wat vir ons dan ook voorsien, dat ons nie gebrek sal hê nie. Die laaste gedagte van vanmôre, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Jehovah Shalom. Nou Shalom beteken vrede. Baie mense groet deesdae, veral die ouens wat nou teruggaan na British roots toe. Dis nou ouens wat teruggaan na die offers toe van die Ou Testament en hulle het allerhande manteltjies wat hulle dra en die vrouens verander nou hulle name na een of ander Joodse naam en wat 'n belaglikheid. Ek wil vir u sê, hoe langer ons aangaan, hoe meer raak die dwaalings. Hoekom? Want mense lees hier die Bybel nie. Ok, ek gaan nou nie praat oor Jood en nie Jood nie. Ek is nie Jood en nie, u weet dit seker. Kyk na jou neus, as jy wonder. Maar in 'n geval, miskien het ek trekke na Jood, met my neusgrootte, maar in 'n geval. Die Bybel sê, laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Met ander woorde, die Here is my vrede. Hy is die een wat vrede gee. Ek lees vir u Psalm 23. Ek sien almal kyk nou, of hou nou vas aan die neus. U kan maar later in die spieël gaan kyk as u klaar is, as u wonder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou vriende, as ek hierdie woorde lees, dan sien ek daar die prentjie van hierdie lowergroen heuwels. En die skapies wat so wy en die herder wat sit met sy staf in sy hand. Ons ken mos hierdie prentjies, Heidi en Pieter en baie ander prentjies. Dit lyk so mooi. Dit lyk amper vir ons soos 'n Utopia wat geskep word. En ek wil vir u sê, dis eintlik wat die Here ook vir ons wil kom leer. Wil die Here vir ons Utopia gee? Ek gaan vir u nou verduidelik. Ek dink wat die Here wil doen, hy wil vir ons sy vrede kom gee te midde van die omstandighede. Hy wil ons 'n dankbaarheid leer, dat ons te midde van die omstandighede sy vrede in ons lewens sal ervaar. Voor Jesus sterf, kom gee vir sy disippels 'n paar keer hierdie gedagte deur. Hy sê in Johannes 14:27, vrede laat ek vir julle na. Wie se vrede? My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie. Ek wil net gou hier myself onderbreek. Luister jong mense, julle wat vanmôre hier sit, moenie dink die wêreld gee wat hy beloof nie. Die wêreld sê vir jou, as jy jouself gee vir daardie jong man wat jou so lief het, en hy sê vir jou, as jy vir my lief is, sal jy saam met my kooi toe gaan. Hy is nie lief vir jou nie, verskoon die platvloerse uitdrukking, hy's lus vir jou. Dis die boosheid van ons tyd. Mense wil dit nie vir mekaar mee sê nie, maar ons jong mense verval in boosheid. Waarom? Want die wêreld beloof vir hulle hierdie utopia. Die wêreld bied vir jou vrede. As jy hierdie drankie drink, sal jy 'n man wees en jy sal deel van hierdie vriendekring raak. Jy sal nie. Hulle sal jou verwerp, soos hulle Christus verwerp het. Die feit van die saak is net, die boosheid van ons tyd, dat die wêreld vir ons vrede bied. Die Here sê, die wêreld kan nie vrede gee nie. As jy afskryf in daardie eksamen, en jy dink by jouself, ek het hierdie mense uitoorlê, jy het hulle nie uitoorlê nie. Die waarheid sal inhaal, en die skaamte en die skande sal kom. Tydelike vrede miskien, of tydelike blydskap miskien, of tydelike genot wat jy beleef, omdat jy toegegee het aan sonde. Maar die Here sê, ek kom bied 'n vrede, wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Middeljarige ou mense, luister, die wêreld kan nie vir ons vrede bied nie. Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word, en bang wees nie. Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. In hierdie wêreld, met al sy sonde en boosheid, sal julle vrede hê. Onlangs met daardie manne gepraat van die 5 movement, toe sê hulle vir my, luister, God is nie deel van sy skepping nie. Hy het totale beheer verloor, want as God nog deel was van hierdie skepping, het ons nie hartseer, pyn, siekte, sonde, swangerskappe, aborsies en al die goed gehad nie. Ek wil vir jou sê, God is in beheer van sy skepping. Selfs die sonde wat gebeur, gebruik God ten goeie. Alhoewel die mense wat die sonde doen, deur daardie sonde ly, vir baie jare tot baie keer aan die einde van hulle lewe, bly God in beheer van sy skepping. En hy sê vir ons, te midde van die hartseer en die pyn, hy sê, my vrede gee ek aan julle. Hierdie week 'n gesprek met 'n vrou gehad, Ethel was vir behandeling vir haar nek en vir haar arm gewees. En ons praat met hierdie vrou en sy sê, maar
Dis moeilik om sin te maak van as jy by die kinderhuise kom, want sy het gewerk met kinders by kinderhuise en behandeling gegee daar, en sy sê dit het haar gebreek. As jy sien wat doen ouers aan kinders, molesteer, verkragt daar die klein kind, haar die seentjie, die mishandeling fisies, en die gedagte is maar, hierdie wêreld is so gebroken, so stikkend, hoe kan 'n mens eindelik kop bo water hou? En ek kon haar maar net geneem het aan wat die skrif sê, die Here sê, sy vrede. Te midde van, ons gaan nie al die kinders in die kinderhuise kan bedien nie, maar daar sommiges wat ons kan help, en vir hulle Christus gee. Elkeen gaan rekenskap gee vir sy bose dade, dis verseker so. Die mense deur die sondeval hierdie boosheid gebring, en die Here sê te midde van die boosheid, te midde van die korrupsie in ons land, te midde van die ongiere omstandighede waar boosheid en bedrog oorvat, leuns en verkrachtings en moord en roof en aborsies en oneerlikheid, sê die Here, my vrede sal jou deel wees. Jehovah Shalom, God se vrede. Ek vra jou, het jy God se vrede in hierdie môre? Die apostel Paulus groet die gemeente. By verskeie kere groet hy hulle en hy sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Hy sê aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Sê vir my, Paulus, jy onthou mos, hy het mos daar in Mauritius geestelike werk gedoen. Hy het 'n lekker seiljag gehad, want hy geseil van punt A na punt B, dan het hulle hom bedien met kaviaar en voete gevryf en gemassage, en alles gedoen, en jy onthou mos, dis mos wat die predikers van ons vandag sê, as God werklik jou lief het, sal hy vir jou so lewe gee. Paulus het verskriklike moeilike tye beleef. Hy was geslaan, gaan lees sy resume, gaan lees wat Paulus deurgemaak het, gaan lees die hartseer dinge wat Paulus beleef het. Paulus sê nog steeds te midde daarvan, hy sê ek beleef God se genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Hoe is dit moontlik? Dis moontlik as die Here jou herder is. Vir die ongeredde, hulle kyk hierna en hulle sê, het hierdie man op sy kop geval? Is hy heeltemal kens? Geen wonder sy kerk het hom weggejaag nie. Want hy praat klomp goed wat nie sin maak nie. Luister, ek sê vanmôre vir jou, as die Here nie jou herder is nie, sal jy nie vrede in hierdie wêreld hê nie. Want vrede is nie van eksterne goed afhanklik nie. Het gaan nie oor wat het ek, dat ek hier binne vrede moet hê nie. Het gaan oor vrede hier binne, wat my in hierdie wêreld sal laat uitgaan, om God te verheerlik. Johannes 10:27, my skape luister na my stem, en hulle volg my, en ek wil vanmôre vir jou sê, die Here gee ons sy rus en vrede. En wie kan vir my sê, hoe gee hy vir ons sy rus en vrede? Ok, wedergeboorte, al daai dinge is verseker so, maar hy praat met ons. Deur sy woord. Ok, kom ek vat hier gou. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Hy praat deur sy woord met my, ek praat in gebed met hom, en die Bybel sê vir my, die oomblik wanneer ons in hierdie gemeenskap uit mekaar is, sê die Bybel, dan reinig die bloed van Christus ons van alle sonde, 1 Johannes 1 vers 7. Ek wil vir u sê, vriende, ons luister na sy stem, en ons luister deur sy woord na sy stem. Ek wil vir u sê, sy woord is vir ons soos water in 'n dorre woestyn. Wie van u was al dors gewees? As jy werklik dors is daar niks wat jou dors kan les, soos water nie. 'n Kind van God kan God se vrede ervaar, wanneer hy dors na die waarheid van God se woord. Dis soos lig in 'n stuk donker nag. Nou, daaroor hoef ek niks te sê nie. Ons almal weet, en ongelukkig het aan die Ina die week agtergekom in die donker te loop. Is gevaarlik. Maar as die lig van God se woord opgaan, dan skyn dit in my hart. Dis soos voedsel vir die hongeriges. Dis soos medisyne vir die sieke. Dis soos heuning vir die wat bitterheid beleef. Dis soos kosbare edelgesteentes vir die wat arm is op soek na ewige skatte. Jehovah Shalom, hy lei ons na waters waar rus is. Hy lei ons na groen weivelde, soos daar die herder sy skapies gelei het na hierdie dinge. Wys dit vir ons dat hy vir hulle hierdie rustige atmosfeer wil gee, waarin hulle kon wei en waar hulle sy versorging kon ervaar.
Ek wil vanmôre vir jou sê, Johannes 6:63 sê vir ons, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Ek het die voorreg gehad om 'n klompie jare gelede by 'n oom te wees, wat besig was om te sterf aan kanker. Hy sit so, toe ek in die huis inkom, sitkamer, sit hy so in die hoek op die stoel, en hy begin my praat, en Effeltjie was saam gewees, en ek wil vir u sê, toe hy klaar met my gepraat het, na die uur en 'n half van huisbesoek, hier en daar het ek iets gesê, was ek so bemoedig deur sy getuienis, dat hy vrede te midde van die naderende dood gehad het. 'n Getuienis gegee van God se goedheid, dat ek daar gesit het in my gesonde toestand en skaam gekry het. Hoe kan iemand, wanneer kanker aan sy liggaam vreet, en hy's besig om te sterwe, hoe kan iemand vrede hê? As die Here my herder is, dan is vrede moontlik, ongeag die omstandighede wat ek beleef. Johannes 4:14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. God gee my vrede deur sy woord, en anders sien, daar is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat my deel is, en ek kan dit deel aan ander mense. Johannes 7:38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Waarom dink jy het die martelare, terwyl hulle met pik bestryk was, en aan die brand gesteek was by hulle voete, en begin brand het, so getuienis gegee het, dat mense wat om hulle staan tot bekering gekom het, en later die Romeine en die wagte hierdie mense weggevat het. Want terwyl hierdie brandende fakkel, hierdie menslike fakkel, gebrand het, het hulle Jesus geloof en geprys. Hoe is dit moontlik? As die Here my herder is. Want ek weet ek is deel van sy kudde, en op hierdie aarde sal ek stryd en verdrukking hê, ek weet dit. Maar ek hou goeie moed, want hy die wêreld oorwin. Matteus 11:28, ek's amper klaar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vanmôre sê jy maar ek is deel van sy kudde. Ek weet ek is 'n kind van God, maar ek het nie rus nie. Ek wil vir u sê, daar is sekere omstandighede wat hierdie rus kan versteur, hierdie vrede kan versteur. Dit kan sonde wees, dit kan siekte wees, dit kan misverstande wees. Dit kan sekere dinge wees, maar ek wil vir jou sê, dink gou aan die volgende paar voorbeelde. Onthou jy vir Daniël in die leeukuil? Die Bybel vertel ons hoe sy knie teen mekaar geklap het, hoe hy gevrees het, uitgeslaan het van die sweet, vasgeskop het, dat hulle hom nie in die kuil moes gooi nie. Onthou jy dit? Dis die 2025 vertaling. Hy's nog nie uit nie, maar ek dink dis wat hy gaan sê. Die Bybel sê vir ons, Daniël is in die leeukuil, en wie is op sy senuwees? Wie loop op en af in die paleis? Wie kou sy naels tot in die lewe? Nie Daniël, nie die koning. Want die koning het nie 'n herder gehad nie. Daniël, die Here is my herder. Hy sit tussen daar die leeu's, en hy sê, God het die bekke van die leeu's gesluit. God sluit nie altyd die bekke van die leeu's nie. Daar is martelare wat nog voor hulle die grond geslaan het, verskeer was, as ons kyk in die kerkgeskiedenis. Maar wat ons kan sê, ons kan ons saak aan die Here voorlê en sê, Here, U ken die omstandighede. Dit voel of ek vanmôre in die leeukuil van die lewe is. Maar ek vra dat U my sal deurdra. Onthou U die 3 vriende? Die koning het die doedelsak en die bassein en die trompette blaas, en almal moet voor hierdie groot afgod buig wat hy gemaak het. Dink U nog steeds mense is slim? Dieselfde, ek kom vanmôre en ek is klaar en ek gaan buig voor hierdie stoel, en ek buig en ek sê, stoel, dankie dat jy hierdie mense se gewig gedra het vir die dag. Stoel, ek waardeer jou, want hierdie mense gaan volgende week terugkom. Julle sal vir my sê, bind hom vas in 'n strytjacket, vat hom groen dakkies toe, hy hoor daar. En U sal reg wees. Maar dis wat mense doen, hulle bou hierdie groot standbeeld, en almal buig, 3 manne staan. Sien jy dit? Hierdie massiewe groot oop vlakte, met hierdie ou beeld wat daar staan, en hier gaan die musiekinstrumente af, en almal buig, en hier staan die 3 jong manne.
En die koning is woedend en hy roep hulle en hy sê vir hulle, luister, is julle doof? Hoor julle nie? Kalfyn sê vir my onlangs, of Regard, my middelseun, hy sê, pa, jy het my altyd aan my een oor getrek, dis hoekom hy langer is as die ander ene. Nou is nie eintlik waar nie, maar hy spot maar so baie keer. Maar asof die koning hierdie 3 jong man aan die oor wil trek en sê, hoor julle nie wat ek sê nie, as julle nie, sal julle brand in die oond. Wat sê hierdie 3 manne vir hom? Koning, jy moet self besluit, jy is die baas van die plaas hierso, maar ons God is die baas van die heelal. Wil net vir jou sê, dat jy net weet, as hy wil hê ons moet in die brandende vuuroond gaan en doodbrand, prys sy naam, dan is ons in die hemel. Want ons oë sien die onsienlike, ons sien die hemelse, waar ons opperherder Jesus Christus vir ons wag. So vir ons is dit 'n wen-wen situasie. In die oond dood by die Here, as die Here sê ons gaan deur hierdie oond gaan en lewendig uit, gaan jy ons niks doen nie. Het ons so idee van hierdie herder. Hy sal ons nie 'n dag langer laat lewe as wat ons moet nie, en nie 'n dag korter nie. Hulle kom by hierdie brandende vuuroond, en wie se oë is so groot as spierings? Die koning. Hy sê daar, hy roep die ou en hy sê, het ons nie 3 ingegooi nie? Hulle al 4 loop in die vuur rond. Nou probeer wetenskaplikes bewys en sê, ja, die middelste van die vuur is die koudste gedeelte. Hulle was by die koudste gedeelte van hierdie warm vuur. En u dink wetenskaplikes is slim, ons los dit as 'n gesprek vir 'n ander dag. Hulle kom uit en die Bybel sê, die koning, hulle ryk aan daardie manne se klere. Hy is nou nie 'n sniffelhond gewees nie, maar hy het gevoel hy wil ryk. Niks, nie is die reuk van vuur nie. Waarom? Want die Here is my herder. Hy lei my, al lei hy my deur die vuuroond, dan is dit presies die regte plek waar hy my wil hê. Onthou jy vir Paulus en sy vroukie Silas? Ok, julle almal dink hy het 'n vrou Silas gehad. Hy het nie sy vrou gewees nie. Was iemand anders wat saam met hom sendingwerk gedoen het. Paulus was nie getroud nie. Net so, ek sien jy slaap nou, né? Nou gaan ek langer preek, net omdat jy slaap. Paulus en Silas is in die tronk. Hulle stikkend geslaan, die bloed loop by hulle rug af. En die Bybel sê middernag, wanneer die meeste salk en huil oor hulle pyn, sing hulle lofliedere. En hoor dit sê die Bybel, die ander gevangenes het geluister. Wanneer die Here ons deur hierdie krisisse stuur in ons lewe, beleef ons sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Want dit is wat Filippense vir ons sê. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegginge bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Die oom wat in die hoek sit van die sitkamer, besig om dood te gaan van kanker, het 'n vrede gehad wat ek nie kan verklaar nie. En hy het gesterwe. En hy's in die heerlikheid. En ons dank die Here vir daardie voorbeeld. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het nodig om te sien, dat die woord lei ons nie net hier en nou in die rus van die Here nie, maar beloof ook vir ons ewige rus na hierdie lewe, by die Here self. Die Here sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en ek kom weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. In ons huisgodsdienst het ons nou klaar gemaak met Hebreërs 11. Die Bybel sê, Moses het die rykdom van Farao gering geag, omdat sy oë die onsienlike gesien het. Moses het vrede en rus gekry, nie in die paleis van Farao nie, maar daar in die woestyn, waar die Here hom ontmoet het. Dis waar hy rus gekry het. Rus en vrede in die Here om te weet, dat ons verlang na 'n stad waarvan God die boumeester en oprigter is. Wat bied hierdie lewe vir jou? Sê gou vir my. Hoeveel hartseer, hoeveel pyn, hoeveel verdriet het u nie al beleef nie? Ja, ons dank die Here vir die goedheid ook. Maar die Here sê elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Waarom? Want die Here wil hê ons fokus moet reg wees. Die goeie herder het vir ons die pad gebaan na die heerlikheid wat vir ons voorlê. Die laaste vers. Jesus in sy hoëpriesterlike gebed voor hy afskeid neem, of terwyl hy afskeid neem van sy disippels sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het. Omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Ek wil vanmôre vir jou vra, weet jy van hierdie rus, 1 Petrus 1:4, die onverganklike,
onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die krag van God vir ons bewaar word. 1 Petrus 1 vers 4. Dit alles is opgesluit in Psalm 23, glo dit of nie? Die verbondsname, die saamgestelde verbondsname van God. Hy is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei my heen. Al moet ek soms ook gaan deur stryd en deur beproewinge, is hy die een wat altyd die beste vir my bedoel. Hy is soos 'n goeie herder wat my lei na die beste plek van weiding. En sal dit miskien wees daar in die hospitaalkamer donderdagoggend, dan is dit die beste plek wat God my wil hê op daardie oomblik. Want jy kan hom vertrou as die goeie herder. Hy het gekom om sy lewe af te lê vir die skape. Hy ken sy kinders, hy ken sy kudde. Hulle luister na sy stem, hy praat deur die woord met hulle, en hy lei hulle na waters waar rus is. Die vraag vanoggend aan jou, aan my is ons 100% seker dat die Here al werklik ons herder geword het? As u sê ja, maak seker die bewyse is daar in die sin, dat die lewe getuig daarvan dat u hom volg, en sy woord gehoorsaam. Die Bybel sê sy skape volg hom na. As die vanmôre sy deel van sy kudde is, wil ek vir jou sê soos Dawid, geniet dan sy daaglikse sorg en voorsiening. Moenie bekommerd, as jy vandag met jou goed gaan, en jy het baie, en jy geniet God se seëninge, moenie bekommerd wees oor môre, waar dinge miskien kan verkeerd loop nie. Môre is nie vir my en vir jou beloof nie. Geniet elke dag, met hom as herder. Luister na sy stem deur die woord, volg hom na, en jy sal 'n vrede ervaar, wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons bid saam. Here, u is 'n wonderlike herder. Ons is dikwels ontroue skapies. Dankie dat u ons deel van u kudde gemaak het. Dat u vir ons sê, u sal ons veilig in die hemel aanbring. Ons harte is bedroef in ons binneste as ons dink aan hoe dikwels ons ontrou handel teenoor ons herder. Die een wat so goed is vir ons. En ons vra, Here, dat u vir ons sal help. Dat ons u in getrouheid sal dien. Dat ons u sal volg, Here, dat ons die pad met u sal stap deur die instaatstellende krag van u Gees. En dat ons versigtig sal wees vir jou vyand wat ons wil kom skeer en slag, uitmekaar ruk en verwoes. Dankie dat u die goeie herder is. Dankie dat u lewe afgelê het vir die skape. Dankie dat soos u vir die voëls daar buitekant sorg, sorg u vir ons. En dankie vir die grootste voorsiening wat daar gemaak is in Christus. Here, vir die redding van ons siele. Help ons. Skenk aan ons genade, dat ons getrou aan u sal bly tot die bitter einde toe. En dan weet ons ook, dis u wat ons getrou hou, omdat u 'n goeie werk begin het. Amen.